Goeiedag en welkom by vandag se oordeenking. Ek hoop regtig jy die koue van hierdie week al oorleef. Nou, dink vir 'n oomblik aan jou beste vriende. Daardie mense by wie jy nie hoef voor te gee nie. Jy hoef nie die regte woorde te gebruik nie. Jy hoef niemand te probeer beïndruk nie. Want ek dink die mooi ding van vriende is, ons ken mekaar. Ons weet wanneer dit goed gaan, ons weet regtig wanneer mekaar sukkel. En soms hoef jy nie eers baie te praat nie. Die lekker van goeie vriende is, jy kan net daar wees. Ek dink vriendskap is een van die mooiste geskenke wat ons in hierdie lewe kan ontvang. En daarom tref dit my dat Jesus juis hierdie woord gebruik om ons verhouding met hom te beskryf. Vriendskap met God is eintlik besonderse taal. In die Ou Testament word Abraham God se vriend genoem. En van Moses lees ons dat die Here sê, hy het met hom gepraat soos 'n mens met jou vriend praat. Dis regtig besonderse mense, besonderse verhoudings. En dan kom Jesus. Die aand voor hy gekruisig word, sit hy saam met sy disippels en in Johannes 15 sê hy vir hulle, ek noem julle nie meer slawe nie, ek noem julle my vriende. Ek wonder of ek en jy besef hoe besonder hierdie woorde regtig is. Jesus sê nie net, hey, julle kan my volg, of ek wil graag julle moet saam met my werk nie. Of soos hy gesê het, dat julle so slawe is nie. Hy sê, kyk, ek noem julle my vriende. En dit verander vir my iets van hoe ek oor aanbidding dink. Want aanbidding kan maklik iets word wat ek vir God doen. Ek sing vir hom. Ek bid. Nee, ek lees die Bybel. Ek dien op komitees of in groepe of wat dit ook al is, nee. En al hierdie dinge is regtig mooi, maar dit is nie die hart van aanbidding nie. Jesus nooi my na iets diepers as om net dinge vir hom te doen. Hy nooi my in 'n verhouding. Nee, dat ek en jy hom mag ken, dat ons die lewe met hom mag deel. Ons het die voorreg om hom te hoor. Ons het die voorreg om sy hart te ontdek. Ek en jy mag regtig tuis wees by hom. Kyk net na Jesus en sy disippels. Hulle het saam met hom geloop. Hulle het saam met hom geëet. Hulle het vrae gevra. Hulle het ook selfs dinge verkeerd verstaan. En dan het hy gelag en hy het hulle geleer. Hulle het gesien hoe Jesus mense hanteer. En stadig maar seker het hulle ontdek wie God werklik is. Hulle het God nie leer ken deur inligting en kursusse nie. Hulle het hom leer ken deur by hom te wees. En dis dalk een van die mooiste maniere om oor aanbidding te dink, want aanbidding is nie net 'n lied wat ek sing nie. Dit is deel van 'n lewe waarin ek hom leer ken. Dit gaan regtig oor vriendskap. Dit gaan oor 'n verhouding. Dit gaan oor lewe saam met Jesus. En miskien is dit waarom Jesus se woorde vandag nog so besonder is. Hy kyk na jou en hy sê, ek noem jou my vriend. Dink vandag aan hoe jy met 'n goeie vriend sou praat. Jy hoef nie mooi woorde uit te werk nie. Jy vertel maar net wat aangaan in jou lewe. Jy deel waaroor jy opgewonde is. Jy praat oor dit wat pla en jy luister. Doen vandag dieselfde met die Here. Praat met hom oor jou dag. Vertel hom wat in jou hart aangaan. En maak ook die ruimte om na hom te luister. Nie omdat jy net 'n regte gebed wil bid nie, maar omdat Jesus jou genooi het om hom te ken. Dat Jesus jou genooi het om sy vriend te wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U die verhouding wat ons met U het, totaal en al kom verander het. U gebruik die mooiste beelde vir ons in die Nuwe Testament, soos Vader, maar ook hierdie beeld van vriend. Mag ons vandag die egtheid en die mooie daarvan ervaar. Mag ons die nabyheid beleef. Mag ons groei in hierdie vriendskap met U. En dit kom vra ek in U wonderlike naam, Here Jesus. Amen. Nou namens die hele beleefspan wens ek vir jou 'n regtig mooie dag toe. Mag jy vandag in God se goedheid vasloop. Mag jy iets van sy hart ontdek en mag sy vrede jou hart en jou gedagtes bewaar.